Welkom terug, Rotwolfs. Vandag gaan ons kyk na die opstel van finansiële state. Goed, ons begin om te kyk na die staat van omvattende inkomste of die inkomstestaat. Nou, hierdie staat lyk basies dieselfde as wat ons hom ken van graad 10 en 11. Die enigste verskil is hier aan die einde toon ons die wins voor belasting en dan het ons inkomstebelasting wat ons aftrek en dan wys ons die netto wins vir die jaar na belasting. Verder lyk hierdie inkomstestaat presies dieselfde. Ons het ons netto verkope of ons omset wat ons verkope minus ons debiteerde afslag is. Ons het ons koste van verkope wat ons dan aftrek om ons bruto wins te toon en ons het ons ander bedryfsinkomste en dit kan nou wees enigiets van korting ontvang, huurinkomste, wins met die verkoop van 'n bate wat ook iets niets is van graad 11 af. Ons het oninbare skulde ingevorder, ons het voorsiening vir oninbare skulde wanneer daar 'n afname plaasvind in die voorsiening en ons kan nou ook ander goeders hierso hê soos kommissie ontvang ensovoorts. Dan tel ons dit natuurlik bymekaar en dit gee vir ons dan nou ons ander bedryfsinkomste en ons plus dan die bruto wins met hierdie ander bedryfsinkomste om ons bruto bedryfsinkomste bedrag te kry. Dan het ons bedryfsuitgawes. So natuurlik hier is al ons uitgawes wat ons moontlik gehad het gedurende die finansiële jaar. So ons het ons salarisse en lone, auditeursvergoeding, direkteursvergoeding, waardevermindering, voorsiening vir oninbare skulde, aansuiwering. So hierdie is dan nou wanneer daar toename in ons voorsiening plaasgevind het. So dit kan nie by die uitgawes en by die inkomstes wees nie, dis of die een of die ander en ons het diverse uitgawes en dan is daar nou natuurlik 'n hele klomp ander uitgawes wat hier ook getoon kan word. Dan tel ons dit alles bymekaar en ons het dan ons totale bedryfsuitgawes wat ons in hakies plaas, want dit gaan afgetrek word van hierdie bruto bedryfsinkomste om dan ons bedryfswins te gee. Daarna het ons dan nou ons renteinkomste wat ons 'n nota voor het, wat nota 1 is. Dit gee dan nou vir ons 'n totaal by die nota wat ons hier gaan plaas en ons plus dit dan saam met ons bedryfswins om ons wins voor renteuitgawe te kry en dan het ons renteuitgawe wat nota 2 is en ons trek dan daardie totale renteuitgawe af wat dan ons wins voor belasting gee. Dan het ons inkomstebelasting wat ons aftrek en dan gee dit vir ons wins vir die jaar, ons netto wins na belasting. Nou, ek wil net gou vir julle wys met die wins voor belasting en ons inkomstebelasting en ons netto wins vir die jaar na belasting. Daar's verskillende maniere hoe ons hierdie kan uitwerk, afhangende van dit wat vir ons gegee word. So die eenvoudige een is waar hulle vir ons die wins voor belasting gee. En in hierdie geval vir net die voorbeeldse onthaalwe het ek nou 840.000 hier ingesit. En hierdie 840.000 verteenwoordig 100%. Dan het ons inkomstebelasting. Inkomstebelasting is gewoonlik so 28%, maar dit kan verskil van aktiwiteit of vraag na vraag. Julle moet net lees wat dit dan sê en dan die oorblywend sal dan nou die netto wins na belasting wees. So sou die inkomstebelasting persentasie, kom ons sê 30% wees, dan sal ons netto wins na belasting net 70% wees. So vir die voorbeeld het ek 28% hier ingesit, wat dan vir my 'n 72% gee by my netto wins na belasting. So om die inkomstebelasting dan uit te werk, gaan ek sê 840.000 wat my wins voor belasting is. Ek gaan dit deel deur 100, want dit verteenwoordig die 100 en ek is op soek na die 28%, so ek gaan dit maal met 28 en dit gaan dan vir my 235.200 gee, wat my inkomstebelasting is.
So ek kan nou doeteenvoudig ook net gaan en dit aftrek van die winsvoorbelasting om my netto wins te kry, of ek kan dan nou weer sê 840.000 gedeel deur 100, maar hierdie keer maal ek dit met 72 en dit gee vir my dan 604.800. Nou hier gaan ek sê ons het die netto wins na belasting vir die jaar gekry. So die netto wins na belasting is vir ons gegee van 604.800 en ons moet nou die boonste twee, die winsvoorbelasting en die inkomstebelasting uitwerk. So dieselfde prinsip geld. Natuurlik gaan ons dan nou die netto wins na belasting vat en hy verteenwoordig 72%, so ek deel met die 72 en ek is op soek na die 100, so dan maal ek net met 100 om die 840.000 te kry. So natuurlik kan ek hierdie twee nou net van mekaar aftrek om die inkomstebelastingbedrag te kry, of ek gaan nou weer sê 604.800 gedeel deur die 72 maal met die 28 en dit gaan vir my daai 235.200 gee. Laastens kan hulle vir ons die inkomstebelasting gee van 235.200 en onthou dit verteenwoordig nou die 28%. So as ek nou die winsvoorbelasting wil uitwerk, gaan ek daardie 235.200 deel met die 28 wat dit verteenwoordig en ek gaan dit maal met die 100 wat ek op soek is na. So dis dan die 840.000. Natuurlik kan ons hierdie twee nou net van mekaar aftrek om die netto wins te kry na belasting, of ek kan nou die 235.200 vat, kan dit deel weer met die 28 en die keer maal met 72 om vir my 604.800 te gee. Goed, so as ons nou so vinnig kyk na die staat van finansiële posisie of die balansstaat, dan lyk hy ook baie dieselfde as graad 11 en graad 10, so ons het ons nie bedryfsbates, eiendom, aanleg en toerusting wat nota nommer 3 is, en julle almal behoort daai nota al baie goed te ken. Ons het ons finansiële bates wat ons vaste deposito is, ons het ons bedryfsbates, voorraad, handels en ander debiteure, en ons kontant en kontant ekwivalente wat notas 4, 5 en 6 is. Ons het ons aandeelhouersbelang wat bestaan uit gewone aandele, kapitaal en ons behoue inkomste. So hierdie twee is nuus vir notas 7 en 8. En dan as ons kyk na ons bedryfslaste, oortrokke bank kom dan ook hier in en dit is wanneer ons dan 'n kredietsaldo het by ons bank. Dan as ons kyk na die notas tot die finansiële state, renteinkomste is nog soos altyd, selfde met renteuitgawe, julle is bekend hiermee. So ons kyk na ons vaste bates, geboue, voertuie, toerusting, julle is baie bekend met dit. Julle doen dit al van graad 10 af, en graad 11 het julle nou die beweging gedoen met betrekking tot verkope van hierdie bates, maar verder bly dit presies dieselfde vir graad 12. Goed, voorraad bly ook presies dieselfde as in graad 11 en in graad 10, handels en ander debiteure presies dieselfde as in vorige jare. Die enigste ding is hier wat bykom is die SAID inkomstebelasting. So julle moet nou onthou, in die handels en ander debiteure sal ons die SAID inkomstebelasting hier toon slegs wanneer dit 'n debietsaldo het. Wanneer dit 'n kredietsaldo het, is dit natuurlik dan nie meer 'n debiteur vir ons nie. So dit word dan nou 'n las, so dit sal dan na die krediteure toe gaan. Dan kyk ons na kontant en kontant ekwivalente, selfde as voorheen. Ons weet ons skryf bank hier wanneer ons bank 'n debietsaldo het. Nou kom ons by die twee nuwe notas, gewone aandele kapitaal. So hier gaan ons nou
die gemagtigde hoeveelheid aandele net toon sonder 'n pariewaarde en dan gaan ons kyk na die beweging, so wat uitgereik is, hoeveel aandele is dan aan die begin van die jaar uitgereik en ons gaan die waarde daarvan ook toon, sowel as die aandele wat uitgereik is dan gedurende die jaar en die prys waarteen dit uitgereik is. En ons gaan ook sê as ons enige aandele teruggekoop het en teen watter prys het ons dit dan nou teruggekoop. En dan sit ons die totale aan beide kante. Behoue inkomste. Jy sien ek het nou baie